Father, help us to settle in the secret place of your peace. En Here, daar waar woorde val vandag, dat U die Heilige Gees, die interpreteerder sal wees. Bewaar ons harte, Here, met U wysheid, leer ons, dat ons eerder sal meet hoe ons groei in dit volgens ons vrug, in plaas van wat mense so in ons ore fluister en ons op hemel. Ons moet dit meet aan U, Vader. En wanneer verwarring opstoot, vra ek, Here, dat ons sal helderheid inasem. Dat angstigheid nie van ons sal kom steel nie, Here. Anker ons in die kalmte van wie U is. Here, U woord sê, wees stil en weet dat U goed is. En vertrou en moenie op jou eie insigte staat maak nie, maar laat U, Here, ons pad vir ons uitwys. Vra, sê U, Here, vra. U gee vir ons dit met graagte. Dankie vir U vrug van die Gees, wat bewys, Here, U is naby aan ons. Dankie dat ons hier kan wees, in Jesus naam. Amen. Markus, ons is by Markus. Nou Markus, as ons optel, ons is by Markus 2, Marcel het Markus 1 gedoen laasweek, maar wat ek wil inbring van Markus en wat ek optel is dat hy nie tyd mors nie. Markus, hy is so opgewonde oor die evangelie en hoe gouer hy dit by ons kan uitkry, die goeie nuus, en met ons kan deel, hoe beter vir hom. So hy val in dadelik. Hy vertel ons vinnig wat het gebeur met Jesus, sy lewe, die dood en sommer die opstanding ook. Sodat ons kan besef dat Vader passievol is, dat ek en jy gered moet word. So Markus val in, hy vertel sommer net daar en dan wat Jesus al besig is om te doen. Jesus is terug nou in Kapernaum, as ek hom verkeerd sê, Kapernaum, so iets, by Markus 2, vers 1, en ek lees sommer so uit die boodskap uit, so hy kan anders te wees as julle sin. Ek wil net sê, 'n paar dae later is Jesus Kapernaum toe, die mense het dadelik daarvan gehoor en het die huis vol gepak. So, Jesus is terug en hy kom na die huis toe, hulle vermoed is Petrus se huis, en ek dink net 'n bietjie, dis nou my version, sommer net 'n bietjie weg te kom, weg te probeer kruip, maar dis onmoontlik, want die woord is klaar uit, dat hy terug is in Kapernaum. So hy kan nie wegkruip nie. En Markus teken vir ons 'n baie mooi prentjie hier, van hoe vol sy plekkie toe geraak het. So vol, mense het tot waar Jesus se stem kon trek van buite die plekkie af, het mense gestaan, die deure toegestaan. Niemand kom inkom nie. Want hulle het kom luister na wat Jesus te sê het van hulle. Want Jesus praat oor God. Hy maak God groot. Daar kom toe 4 manne, hulle dra 'n man na Jesus toe. Hulle dra hom na Jesus toe, maar hulle kom nie by Jesus uit nie. Hulle kan nou moed opgee, want hulle kan nie inkom nie. Maar hulle wil nie. Hulle wil so graag. En hulle wil is so groot, dat niks hulle keer nie. Daardie absolute besef, hierdie ou moet by die Here uitkom. Daardie drang, wat jy en ek al gehad het, ek moet by Jesus uitkom. Ek wil by Jesus wees. Ek moet by hom uitkom. Hierdie 4 manne kan voorstel intersessie. Dis wat ek en jy het. Ons bid alleen, ons doen ons dinge, maar is dit nie lekkerder om saam met mense te bid
saam te staan en in te tree vir mekaar of vir 'n saak nie. Daar was 'n siek man en daar's 'n geneesheer. En die twee moet by mekaar uitkom. Waar daar 'n wil is daar 'n weg. Maak Vader jou prioriteit nommer 1. Moenie dat iemand of iets jou verhoed om tyd saam met Vader te spandeer nie. En nou weet julle die storie verder. Hulle het 'n gat deur die dak gemaak en hulle het hom by Jesus se voete neergesit. Is ek en jy so 'n vriend vir iemand? Het jy sulke vriende wat deur dik en dun by jou sal staan? En dan, vers 5, Markus 2 vers 5, toe Jesus sien hoe die mense hom vertrou, sê hy vir die siek man, my vriend, God vergewe al die verkeerde dinge wat jy gedoen het. Sien julle raak, dat Vader eers, of Jesus het eers sy geestelike gesondheid aangespreek. En dan later, nadat hy nou die kenners en almal wat daar 'n eiertjie te lê gehad het, kom hy en hy sê, God vergewe jou. Nee, hy het nie daar nie, die man luister wat ek vir julle sê, of vir jou sê, hy draai toe na die man toe, dis nou in vers, staan dit, vat jou matras en loop, om dit egter te laat gebeur is heeltemal anders. Nommer 10, julle weet dat iemand net sonde kan vergewe as hy die mag het om dit te doen. Kyk mooi, die seun van die mens kan dit hier op aarde doen. Toe praat Jesus met die lam man, luister wat ek sê, vat jou matras en gaan huis toe. Jesus het geweet wat hierdie man die nodigste het, om sy geestelike toestand aan te spreek. Om hom eers te sê, my vriend, God vergewe al die verkeerde dinge wat jy gedoen het. Dieselfde met ons ewigheid, fokus meer op die ewigheid as op die nou. So, baie keer het ons so seer en so pyn, en ons is siek, en ons wil hê Vader moet nou 'n ding maak, regmaak, hy moet ons nou gesond maak. Maar kyk net waar jy in verhouding met hom staan, en waar jy met hom op 'n geestelike pad is. Kyk of daai gesond is. Maak reg met Vader. Dis nou daai eerste deel. Die mense was heeltemal uit die veld geslaan. Ons het nog nooit in ons lewe sulke ongelooflike dinge gesien nie, het hulle gesê, terwyl hulle vir mekaar vertel het hoe groot en wonderlik God is. Ons tweede fase is, wat in Markus 2 vir ons vertel word, is dat hoe dit vergelyk word tussen probeer nou net dink waar is ek. Kom ek gaan net aan. Toe Jesus weer op 'n dag, dis vers 13, toe Jesus weer op 'n dag langs die see stap, het 'n groot groep mense hom daar gekry. Hy het vir hulle van God en sy nuwe wêreld begin vertel. Terwyl hulle nog so loop en praat, sien hy vir Leefi,
Nou Levi, hoe ons hom ken, is Matteus. Levi was sy naam. Markus en Lukas het verwys na Matteus as Levi. Levi beteken joining. Ons vermoed, of die slim mense vermoed, dat Vader, Jesus, het vir Matteus sy naam gegee. En dit beteken gift of God. Matteus was 'n tollenaar. Hy het gelde ingevorder, belastinggelde ingevorder. Hy was, mense het nie van hom gehou nie. Mense het glad nie van hom gehou nie. Maar Jesus roep hom. Tollenaars was gesien as korrupt, gehaat en agente van die Romeine. Hulle het mense se belastinggeld gevat en hulle was partykeer so wreed dat hulle sommer meer gevat het as wat hulle moes vat. Tollenaars was Jode wat vir die Romeine gewerk het. Dit het gevoel vir die Jode asof hy hulle verraai. En Jesus het geweet, as hy vir Matteus gaan roep en sê, kom volg my, gaan hy jou ook kry. Hulle gaan hom uithaal. Jesus sien, terwyl hy nog so praat, sien hy vir Levi in die belastingkantoor sit. Kom saam met my, sê Jesus vir hom. Levi het opgestaan, sy goed gevat en agter Jesus aangestap. Jesus het geweet, mense gaan hom aanvat oor Matteus en oor sy keuse van mense met wie hy de mekaar raak. Jesus het nie teruggestaan nie. Hy het homself nie laat afskrik oor mense se opinies nie. Hy fokus op wat Vader sê hy moet doen. Hy het gekom vir die wat siek is en die wat hom nodig het. Nie die gesondes nie. Wat ek en jy kan sien uit hierdie stuk uit, is dat Jesus die laagste kan optel en verhoog tot by hom. Vader wys ons hier ons ook kan optree teenoor die wat verlore is. Matteus moes 'n keuse maak op daardie oomblik en hy kies om op te staan, alles te los en Jesus te volg. Wat is ek en jy bereid om te offer? Of wat is jy nie bereid om te offer? Om Jesus te volg. Is daar iets wat jy net nie kan laat gaan nie? En besef jy hoe verlore jy is sonder Christus? Nou sien ons net 'n bietjie later dat hy nooit toe, Matteus nooit toe, mense na sy huis toe. Maar dit was ek moet nou net 'n rukkie later het Levi 'n ete by sy huis gehou, dis vers 15, Markus 2:15. Jesus was ook daar met die mense wat agter hom aangeloop het. Daar was baie nogal van hulle. Die res van die gaste was mense wie die godsdienstige Jode niks te doen wou hê nie, omdat hulle glo te sondig was. Die streng godsdienstige Jode wat die wet in die fynste besonderhede bestudeer het die hele batalja so dopgehou. En hulle sê onder mekaar, dink net, Jesus is vriende met die klomp slegte mense
en eet self saam met hulle. Hulle vra toe vir Jesus se volgelinge, hoekom eet jy met die klomp sondaars asof hulle jou goeie vriend is? Jesus hoor dit. As iemand gesond is, wil hy nie 'n dokter hê nie. Maar as hy siek word, gaan soek hy gou 'n dokter. Net soos 'n dokter nie heeltyd gesond is dokter nie, net so hou ek my nie heeltyd besig met mense wat weet wat God wil hê nie. Ek hou my besig met mense wat ver van God af leef. En min besef hierdie fariseërs dat hulle deel is van daardie sondaars. Ons almal sondig. Almal. Maar hulle kyk uit na ander. En hulle vergeet wat hier binne in hulle is. Nog iets daar om aan te dink. Vers 18 gaan ons nou na die vas en na die wynsakke. Hier vra hulle weer, hoekom vas Johannes se volgelinge en hoekom vas hierdie mense, maar jou disippels vas nie? Hoekom? Ek kan net hier kyk. Hoekom hou al die mense die godsdienstige vas daar, maar julle volgelinge steur hulle nie daaraan nie? En hier begin Jesus toe verduidelik oor 3 dinge. 'n bruilof, net hier so kry. 'n bruilof, 'n kledingstuk en wynsakke. Jesus maak dit duidelik hier in hierdie stukkie dat hy nie aarde toe gekom vir my en jou om net 'n patchy te wees. Wat's 'n patch? Laslappie te wees in jou lewe nie. Hy het gekom om iets nuuts te maak. Om jou nuut te maak. Eintlik wat hulle vra is hoekom Jesus doen jy dinge anders? As ons gewoond is aan hierdie dinge en hierdie maniertjies en hierdie reëls, hoekom kom jy nou en jy verander als? En dis wat ek en jy ook kan aandink. Ons almal het ons eie idees en gewoontes. Is ons gewillig om te verander volgens God se woord? Hierdie nuwe dinge wat Jesus doen en oor praat, pas nie by die fariseërs nie en hulle skop onmiddellik daarteen. Hulle verteenwoordig die ou maniere. Dis nie verkeerd nie. Maar Jesus het gekom, julle. Jesus het gekom. En dit bring die verandering. Dit maak ons dat ons vernuwe in is, dat ons in 'n ander rigting inkyk. Hy het dit kom volbring. Hy het ons losgemaak en vrygekoop. Ons moenie vassit in tradisies nie, maar breek weg met die nuwe. Kom los en kom vry. Begin lewe. Ons het ook ons eie idees en maniertjies, die wie ek is en wat ek doen, maar ons kan verander en ons wil groei. Ons wil wees soos die nuwe wyn. Ons moet geloof in aksie wees. Laat jou geloof begin dakke oopmaak. Laat jou geloof begin ander mense nader na Jesus toe bring. Ek wil hê jy moet kyk vir my na Esegiel 36.
As iemand hom het, Jesegiel 36, ek weet nou nie waar ek kom nou. Ek het 'n Bybel. Het jy hom? Jesegiel 36 vers 26. Ek het net nou die ding geskryf. Jesegiel 36 vers 26, kan iemand hom lees? Asseblief. Is mooi, né? Julle kan hom verder lees op julle tyd, maar is dit nie mooi? Ek het gekom om jou land te kom nie te maak, om hom te verwerk, om hom los te skud. En dan plant ek in jou, sodat jy kan vrug dra. Ag, dis my mooi, onthou dit, Jesegiel 36, vers 26. Ja, vers 26, sy het nou mooi verder aangeleer wat mooi is. So moenie laat ander mense jou weerhou van tyd saam met Vader nie. Kom in sy rus in, raak stil, kom in sy vrede in. Laat hy jou verander, laat hy nie net 'n patch, wat ek hak vas met patch, 'n laslappie in jou lewe wees nie. Nee, kom maak vol. Nou vra hulle vas. Mens vas nie mos as by 'n bruilof nie, by 'n troue nie. Jy kan mos nie nou sien hoe jy daar nie eet en al daai koek en al daai vrolik en vrede en geluk en hoop daar by daai bruilof is en jy vas nie. Jesus is met ons. Hy sê, dis tyd om te fees te vier. As hulle geweet het wie Jesus is, het hulle saam fees gevier en daai 3 jaar saam met hom so geniet. Want hy's nie nodig om te vas nie, hy's met hulle. As hy weg is, hy's weg, nou kan ons vas. Julle vas is reg, ons moet vas, ons moet dit doen, maar op die regte tye. As julle vas, en julle kan verder gaan lees in Matteus 6 vers 16 tot 18, as julle vas, onthou daai. Matteus 6, 16 tot 18. Jy kan daai ook lees, Matteus 6. Ek het nou net 'n ander by julle Bybel. Matteus 6, 16 tot 18. Amen. Dis tussen jou en die Here. 16 tot van 16 tot 18, vers 16 tot 18. Niemand hoef te weet jy vas nie. En as jy verduidelik en jy sê ag, ek gaan nie eet nie, hulle sal verstaan. Sal nie uitvra nie. As jy vas, so dis nog belangrik, ons moet vas. En dis wat hy mooi vasvat. Julle, as mens mooi dink,
hier kan mens sien in Markus se lewe, 'n vertelling van Jesus. Jesus, dit het nie maklik net gekom nie. Hy het vertel, hy's gekonfronteer, hy moes verduidelik, hy moes verduidelik wat aangaan en hoe dit moet aangaan, want hy word gepeper deur al hierdie mense wat dink hulle weet. Hulle weet, maar dis waar daai klein dingetjie inkom wat ek en jy van weet, is verhouding. Verhouding met Jesus. Daai besef, jy's verlore sonder Christus. Geloof vereis aksie, risiko's en soms sosiale verontagsaming. Jy gaan moet keuse maak. Jesus wys ons baie hier in Markus 2, dat hy alwetend is, almagtig is. Hy is waarlik wie hy sê hy is. Hy lees hulle gedagtes, hy antwoord hulle, hy weet nog voordat hulle vra wat hulle pla, en hy is nog steeds daar vir ons. Hy tel ons op. En dis Markus 2. Nou wil ek vir julle ietsie anders sê. So ons het geëindig, en ek wil dit weer sê. Hy het ons kom vernuwe, en ons gaan in 'n ander rigting in beweeg. Hy het dit volbring en ons moenie vassit in tradisies nie. Breek weg met die nuwe en kom los vry. Ek wil net ietsie anders te vertel van lag. Jy kan nog wag. Sal jy gou kan ietsie wil? Sê weer? OK. So kom los en kom lewe. Ons groei en ons wil wees soos nuwe wyn. Geloof is sigbaar en kom ons, laat ons in ons geloof ook dakke oopmaak. So nou het ek ietsie anders raak gelees. Julle ken daai skrif in Spreuke 17 vers 22. 'n vrolike mens is 'n goeie medisyne. Spreuke 17 vers 22. 'n vrolike mens is soos goeie medisyne. Om te lag bring genesing. Dit restoreer jou as jy begin lag. Wanneer jy lag, begin daar iets hier binne in jou losmaak. Nuwe breingolwe. Nuwe breinvolge en gedagtes kry sy paadjies. Jou liggaam herstel. Chemiese veranderinge. En is asof jy net kan asemhaal. Jy haal dieper asem. Dink net 'n bietjie hoe jy voel as jy begin lag. Ek moes geopen het met Sondag se ek voor die kerk met die helpers. En ek vra toe vir hulle, asseblief, kom ons maak mense lag vandag. Elkeen wat inkom, vra vir Vader wysheid om iemand te laat lag. En dis nie altyd maklik nie, veral nou kom jy kerk toe, hulle is ernstig, hulle goeiemôre, yes. En dan, ek en Hamies was laf, en Petrus, hy het ook sommer, moes maar deel hê in dit, maar om mense te laat lag, in te stap en te laat lag. Jy kan sommer sien, dit is so 'n tipe van 'n ysbrekertjie, en ek gaan nou name noem, Goosen en Marietjie kom in, en dis nie altyd, Goosen is maklik, hy's eintlik 'n maklike ouende, maar nou probeer ons hom lag, en Marietjie sê, ja, hy gaan nie nou lag, of is net so nie.
En Marietjie sê, Mami sê, nee man, ek en Hamies lag nogal lekker baie. Nou maak Goosen, hy sê, ja, maak hy so, maar julle, die oomblik toe hy, nee, lag Hamies en Goosen lag, vir sy eie simpel grappie, maar hy lag dat hy so krul. En dit is wat ons wil hê. Ons moet lag, julle. Ons moet lag. Hoor wat sê dit. Every time you choose to laugh, your brain pathways are reshaping. Laughter trains your mind to find hope again. The brain begins to prune fear, sny daai vrees af. Hoekom? Hoekom is jy partykeer kan jy nie lag nie? Hoekom is jy ernstig? Hoekom is jy so gefokus? Want dis of daar's vrees. Daar's of vrees, of jy's bang jy's laat, of jy dink aan iets, jy bekommer oor iets, of as ons nou mooi stil sit en dink, hoekom is ons partykeer so ernstig? Ek sê nie jy moet laf wees, die hele tyd, lag nie, maar in 'n situasie, stop, dink, en probeer 'n oplossing kry. Hulle sê stress wants to shrink your mind. Hy krimp jou mind, want jy's so bekommerd. Maar joy maak hom vol. Hy maak hom weer groei. Dink jy nie dit maak 'n prentjie nie? Van as jy stres, is jy's in 'n bolletjie en jy's bang in dit. Maar as jy lag, is dit soos en jy wil hierdie uitkry. Jy moet ontspan. Ek wil graag hê julle moet vandag kies, te midde van daai eina hartseer. Te midde, ek dink so vandag aan Tannie Minnie, met Oom Stefanie, wat daar in ICU is. Ek wens ek kan haar laat lag. Mense kan vir haar vra vandag, en sê, vertel my van Oom Stefanie, hoe het julle ontmoet? Wat het julle gedoen dat haar mind kan dink aan die mooi, te midde van die hartseer, selfs met jou. Dink aan die mooi, dink aan wat het jy tyd gehad saam met hom. Dink aan hoe jy gelag het en dinge wat hy gesê het en hoe hy met jou kinders gespeel het. Dink aan daai dinge. Moenie stak raak nie in die omstandighede wat jy is nie. Kyk of jy kan opstaan en sê, laat ek iets anders te dink. Praat met jou kop, sê, mind, jy is smart, you are smart. Dink aan hoe jy kan verklaar oor, ek wil nie hê stres met my lewensverhaal skryf nie, of lewensverhaal wees nie. Vader het vir ons gegee om te lag. Dis medisyne vir die siel. En dan in Romeine 12 vers 2 sê dit, be transformed by the renewing of your mind. Kies om te lag. Ek wil eindig met hierdie. God is going before you. What then are you afraid of? Dit is maklik om dit te sê, maar mens kan dit dink en sê, Here, U gaan voor my uit. U is voor my uit. Wat is daar vir my om oor te stres? Om te kommer? Hou my hand vas. Ek weet U is lief vir my. U sê U my kom vernuwe. Ek moet anders dink. Here, wat gaan ek mis as ek nie uitkyk vir U hand nie? The Spirit is calling us to dive into His depths. In die diepte van Hom. Kry daai lag weer hier uit. Wees 'n nuwe wynsak. Geniet die Here. Leer hom ken. Soek hom. Ons het dit Sondag gehoor. Soek hom.
jy gaan hom vind. Delf dieper. Amen. Ietsie wat iemand nog by wil sit. Ja. Yes. Daai maar. Ek voel so, maar kyk wat ek het. Ek is waar is ek nou? Wie het ek om my? Wie is lief vir my? Probeer daai maar. Ek is in hierdie ding. Ek is bekommerd oor hom. Ek is hartseer, maar wie is ek in hom en wat is ek tot in staat? Probeer vir daai een dingetjie, iets 3 ander goeders kry om positief te laat voel. Ag, ek hoop dit het julle gehelp. Yes. The joy of the Lord is my strength. En julle, dis hoekom ek dink die Here musiek opgemaak het. Musiek is belangrik. 'n Goeie song kan jou laat begin tip. En dan jou vingers. En dan dis hy. Is 'n huppel in jou stap. Rarig. Hy begin so, jy wil teen hom skop. Maar naderhand dan begin jy te tap. En dit kom op. Ja. Liedjie. Lag is aansteeklik. Ja. Nodig. Definitief. Hy kan, dit kan verander, Tannie. Van daai dag. Ja. Ek dink nou wat Tannie sê van gisteraand, dink ek, joh, dit het baie gereën. En is lekker die reën, maar vanoggend toe die son opkom, né, en dit nog so 'n bietjie, toe begin jy die voeltjies hoor. Dan dink ek by myself, jy het koud gekry gisteraand, jy's nat gewees, jou nes is dalk omgeval, maar hoor hoe sing jy? Joy comes in the morning. Ons het gisteraand gehuil, but joy comes in the morning. Hulle kan baie gesê het, my nes, die babietjie het uitgeval, ek het my babietjie, maar kyk, hy sing, hy maak nog hy gaan soek weer wurmpies. Wees vrolik daarby, maak 'n verskil deur jou smile. Maak dit te midde wat hier in die hart aangaan. Smile. Okay, kom ons bid saam. Aba Vader, dankie dat U vir ons lag gegee het om vrolik te wees. Dankie Here dat U gesê het, daar waar ons gelowiges bymekaar kom, daar's vrede. Dankie dat ons hier vandag bymekaar kon kom en dankie dat ons iets huis toe kan vat. Al is dit net 'n 3-lettertjie woord, lag. Mag ons altyd tyd hê vir mekaar. En mag ons, Here, sien gee ons daai onderskeidingsvermoë, dat ons sien as iemand af is, dat ons hulle kan help lag. Druk hulle so styf vas, Vader, dat hulle moet stik en daardeur begin lag. Here, maak laat ons 'n verskil in ander mense se lewens kan maak. En dis net U, Vader, wat ons vol kan maak van lag. Dankie dat U ons wynsakke vol maak met U woord.
En dankie dat U nie net 'n laslappietjie in ons lewe is om ons te kom genees nie, net ou pleistertjie nie, nee Here. U is ons alles. Dankie vir vandag, dankie vir die reën, dankie dat U daar saam met Rimini is. Dankie dat U saam met elkeen van hierdie dames is, Here. U weet wat hulle nodig het. En mag hulle geestelik, Vader, eerste genees en dan in liggaam in plek kom, Vader. Dankie dat ons dit kan vra. Dankie dat ons 'n verhouding met U het. Dankie dat U ons koning is. In Jesus naam. Amen.